Vandag doen ons verhoudings en koers. Geniet hierdie ene. Ons begin met koers. Nou koers ken ons as, ek dink ons het dit in graad 8 het ons hierdie driehoekie gedoen waarvan A die afstand was, S was die spoed en T was die tyd. Ek het net nog 'n driehoekie langs oorgeteken, want soms werk ons met probleme wat nie afstand, spoed en tyd in het nie. En dan gaan ons hierdie driehoekie gebruik, waarvan ons 'n bokant het, 'n onderkant en 'n koers. Okay, so ons gaan dit nou gebruik ook. So ek het twee metodes om hierdie te doen. Die eerste manier is, kom ek na die eerste probleem. Ons kyk nou wat vir ons gegee is. Hulle sê 'n cricketspeler teken elke 4 ure. So elke 4 ure teken hy of hy 264 lopies aan. So kom ons skryf gou daai verhouding neer. Ons het 264 lopies. 264 lopies wat hy of sy elke 4 ure aanteken. Dat ek dit net 'n bietjie mooier maak. Elke 4 ure aanteken. Okay, kom ons kyk na die vraag. So hulle het vir ons 'n verhouding gegee, 264 tot 4 ure. Nou sê hulle skryf sy sy of haar eenheidskoers neer. So kom ons skryf die eenheidskoers neer. Wat beteken eenheidskoers? Hulle wil weet hoeveel is dit vir 1 uur. Nou ek moet hierdie gaan bereken. So ek moet die eenheidskoers neerskryf. Eenheid beteken wat sal dit wees in 1 uur? Okay. Nou wat ek gewoonlik doen is by koers, ek gebruik die kriskras metode. Ons gaan so oormaal. Okay. En so 4 maal n is 4n en 264 maal 1 is net 264. En hoe kry ek vir n alleen? Ons gaan net deel met 4, 4 gaan na 6 keer, 4 gaan na 6 keer. So, my koers is 66 lopies per 1 uur. So dit is skryf die eenheidskoers neer. Okay, so kom ons vee hierdie uit, dan doen ons die B gedeelte. Of kom ons doen gaan die driehoekie. Ons kan ook 'n driehoekie gebruik vir dit. Het hulle vir my enige eenheid aangegee? Ja, hulle het gesê 264 tot vir elke 4 ure. Nou as jy 'n eenheid het, dan gaan ons die een die bokant maak, die een die onderkant, ons gaan die koers uitwerk. So om koers uit te werk gaan ons net sê is 264 gedeel deur 4, wat dan gelyk is aan die 66. So ons kry dieselfde verhouding, 66 tot 1. Of die eenheidskoers, né? Okay, so kom ons vee hierdie uit. Okay, kom ons kyk na die tweede vraag. Hoeveel minute sal dit hom of haar neem om 396 lopies aan te teken? Nou onthou ek in die begin is dit vir my gegee dat hy of sy 264 lopies aanteken. Elke 4 ure. Okay, hulle vra nou in minute hoeveel lopies sal hulle aanteken. Okay, so ons moet daai een uitwerk, maar die probleem is, hulle soek dit minute, so ons gaan daai 4 ure na minute toe moet omskep. So kom ons doen dit, ons haal die 4 ure uit, ons omskep dit na minute toe, 4 ure is 240 minute. Okay, en weer eens, ek gaan my kriskras metode gebruik, het werk vir my net gewoonlik makliker, ons gaan so maal en so maal, so 396, maal 240. So 300, ek dink daai is, kom ek gaan net gou 'n ander kleur kry. Kom ons maal eers die n met die 264, so dis 264n. En dit is gelyk aan die 396 maal die 240 is 95040. En as ek al twee kante nou gaan deel met 264 en die kant ook deel met 264, dan kry ek 'n eenheid van 8n as 360. Nou kom ons oor die vraag. Die vraag sê hoeveel minute sal dit hom neem? So dit sal hom
300 om 396 lopies aan te teken, sal dit om 360 minute vat. Okay, so eintlik baie eenvoudig. Hou maar net by die crisscross metode. Gaan vul al jou onbekendes in. Die driehoekie aan die ander kant is ook 'n opsie. Kom ons kyk na die volgende een. Die volgende een, hulle sê water begin by 'n dam inloop teen 700 liter per uur. So kom ons skryf die verhouding neer. Dit is 700 liter tot, en dis net vir 1 uur, want dis per uur. So ons het 'n verhouding. En nou vra hulle, hoeveel water sal in 4 ure by die dam inloop? So ons wil in 4 ure kyk hoeveel water ingeloop het. So 4 ure, ons soek daai en ons weet dit is 'n ons kan ons crisscross gebruik. So 4 maal 7, 1 maal 1 is net 1 en 4 maal 700 is 2800. En dan, ja, dis hoeveel liter gaan inloop. In 4 ure. Ja, so dis eintlik 'n baie maklike vraagie. Die volgende vraag, kom ons weer net gou hierdie uit. Die volgende vraagie vra, hoe lank sal dit 37800 liter neem om in te loop? Okay, ons skryf eens as verhouding. Ons verhouding is 700 liter tot 1 uur. Hulle vra hoeveel sal dit 7800 liter vat om in te vloei of in te loop. Ons soek daai en, ons gaan crisscross maal. So hierdie is 700 en is gelyk aan 37800. Ons gaan beide kante deel met 700. Deel met 700. Ek is nie baie clever met daai nie. Calculator sê dis 54. So dit gaan 54 ure neem vir 37800 liter om in te loop. As hulle dit in dae sou gehad het, onthou 'n dag is 24 uur, so dis 48 vir 2 dae, so dis 2 dae en dan bly daar, kom ons kyk 'n bietjie op, 2 dae en dan hoeveel bly oor en 6 ure, as hulle dit in dae gehad het. Okay, julle, so hierso is weer 'n koersprobleem. Kom ons kyk wat vir ons gegee word. Hulle sê 'n sekere masjien verseël 6 pakke groente per minuut. So kom ons skryf daai verhouding neer. 6 pakke tot of per 1 minuut. Okay, so dis wat vir ons gegee is in die begin. En dan sê hulle 'n ouer masjien, so kom ons skryf sy verhouding neer. Hy verseël 4 pakke per minuut. Okay. As die twee masjiene saam gebruik word, hoe lank sal dit neem om 900 pakke te verseël? So dit klink baie kompleks, maar wat dit sê is, hulle sê, as ons hierdie twee masjiene saam gebruik, hoe lank sal dit neem om 900 pakke te verseël? So kom ons dink 'n bietjie aan. So die masjiene werk saam, so vir elke minuut wat hulle saamwerk, hoeveel sal hulle verpak? Wel, die nuwe ene kan 6 verpak. Die ou ene kan 4 verpak. Okay, so dit gee my eintlik, kom ons sê hierdie bietjie uit, dit gee my eintlik, so daar kan in 1 minuut, as die masjiene saamwerk, 10 pakke verpak word. En dit is eintlik baie logies. Nou die vraag is nou, hoe lank sal dit vat om 900 pakke te verseël? 900 pakke te verseël. Ons moet daai waarde vind en ek gaan net crisscross maal. Kom ek doen dit net so. Ek gaan dit net crisscross maal en crisscross maal werk soos volg. 1 maal die 900, so dis 900 en dis gelyk aan die 10n. Hoe kry ek die 10, die n alleen? Ek gaan net deel in beide kante met 10, so n gaan 90 wees. So as hierdie twee masjiene saamwerk, sal hulle 90 minute neem om 900 pakke te verseël. So 900 pakke tot 90 minute.
uiteindelik 'n afstand, spoed en tydsom. So, hulle sê 'n motor ry teen 'n gemiddelde spoed. Nou onthou afstand, spoed en tyd, ons gaan ons na ons driehoekie toe. So kom ek gaan probeer mooi teken. Kom ons teken ons driehoekie. Okay. Jammer vir 'n bietjie tyd. Waarvan my afstand, kom ons lees, hulle sê 'n motor, onthou afstand is bo, motor ry teen 'n gemiddelde spoed van 120, so dit kom by die spoedgedeelte in, vir 2 ure en 45 minute. So ons weet is 2 ure, ek wil net weet hoeveel is 45 minute, so is 45 op 60, en jy kan dit in jou calculator insit, so is 0,75, okay, so hier kom 2 ure, 0,75, kom ek vir hierdie uit, en ons kort die afstand, ons kort hierdie afstand, en hoe kry ons afstand? So ons sal sê die afstand is gelyk aan die 120, en ons maal dit met 2,75, en dit behoort vir ons te gee 330 kilometer. Okay, maar dis was nie die vraag nie. Ek het dit wat gegee is, gou met driehoekie ingesit, die onbekende waarde uitgewerk, want ek gaan nou iets met beantwoord. Hulle sê teen watter gemiddelde spoed, okay, moet die motor ry om dieselfde afstand in 3 ure en 24 minute af te lê. Okay, so kom ons maak bietjie skoon. So hulle gaan ons sê het hier driehoekie skoon maak. Kom ons hoor wat die vraag is. Die vraag is, teen watter spoed, so ek kort hierdie keer die spoed, moet 'n motor ry om dieselfde afstand, wat was die afstand voorheen? Ek het die uitgewerk, en dit was 330 kilometer, te ry teen 3 ure en 24 minute, wat is 24 op 60, sit in jou calculator in, kry die desimaal, dit is 0,4, ek hou van 4,0, omdat dit minute is, perfek, so kom ek vir net gaan hierdie uit, so nou moet ek die spoed uitwerk, en hoe werk ons spoed, so die spoed, die gemiddelde spoed, is dan die 330, ons deel dit met die 3,4, en dan kry ons 'n waarde van 97,1, en onthou, wanneer jy afstandsspoed en tyd uitwerk, altyd 'n eenheid, spoed is kilometer per uur. Nog 'n afstandsspoed en tyd probleem. So, kom ons probeer, as ek afstandsspoed en tyd sien, ek gaan altyd dadelik na my driehoekies toe, ons kyk wat se inligting ons het, ons vul dit in, en dan van daar af werk ons. So tydens 'n rit Kaaps toe, ry P3 vir 3 ure teen 'n gemiddelde spoed van 100 km/h. So hy ry 'n spoed van 100 en hy ry vir 3 ure. Dit lyk my ons gaan daai afstand moet uitwerk. So dit was ons eerste stukkie wat vir ons gegee is. Dan sê hulle in die volgende deel van die probleem. Okay, so daai inligting weet ons, maar dan gaan hy aan, hulle sê hy verhoog sy spoed met 15 km, so dit beteken hy ry nou 115 km/h vir die volgende 2 ure. Okay, so kom ons het inligting gekry, voor ons die vraag beantwoord het, gaan beantwoord, kom ons werk die onbekendes uit. So om afstand hier uit te werk, gaan ek gou hierdie onderste twee mos mekaar maal, né? En dit gee vir my 300 km, want hy het teen 100 km/h gery vir 3 ure. En as ek hierdie afstand gaan uitwerk, dan vir die tweede uur, so in die eerste 3 ure het hy 300 km gery. En sy tweede, in die 4de en die 5de uur, toe ry hy 115 km/h vir daai 2 ure, en dit gee vir ons 330 km. So ons kan sien dat P3 het 530 km gery in totaal. En kyk wat die vraag nou vra is, bereken sy gemiddelde spoed na 5 ure. So, nou dit wat ek moet uitwerk, gaan ek nou sommer in die middel indruk. Ons weet wat die afstand is, die afstand is 530. Ons, wat het weet ons nog, hulle sê na 5 ure, so hulle vra vir die spoed. Okay, dit raak baie maklik, so kom ons vee alles uit wat onnodig is. Ons vee hierdie uit. Wat belangrik is dit wat ons nou moet doen. Onthou, al hierdie bewerking moet jy vir haar bewys, moet jy vir haar neerskryf.
Ek weet net uit om spasie te spaar, so ons weet nou ons moet spoed uitwerk. So spoed is gelyk aan 530 gedeel deur die 5 en dit gee vir ons 5 gaan 1 keer, gaan 30 en 6 keer. So die gemiddelde spoed is 806 km/h. Onthou, vat al die inligting wat vir jou gegee word, sit dit in jou driehoeke en dan bepaal jy van daar af wat jy moet doen. So hulle sê hier is nog 'n afstandsspoed en tyd probleem. Want hulle gee vir my 'n paar goed en kom ons merk wat hulle vir my gee. So hulle sê hoeveel dae sal 'n ruimtetuig neem om Mars te bereik as dit teen 'n gemiddelde spoed van 28.500 km/h ry. En hulle sê ook hier dat die afstand tussen aarde en Mars hierdie astronomiese afstand is. So kom ons probeer dit nou in 'n driehoekie insit voor ons die vraag beantwoord. So ons gaan nou maar 'n baie groot driehoekie moet maak want die afstande is groot. Bietjie geboonte. Ek gaan my A gedeelte die afstand bietjie groter maak want hierdie afstand is 266,667 gaan daar indruk. My spoed het hulle vir my gegee, het is ook nogal groot, maar hom gaan ek hier kan indruk. En wat moet ek uitwerk? Hulle sê bereken hoeveel dae sal wees. Maar onthou, tyd moet ek uitwerk en wat ons nou gaan uitwerk is tyd in ure. Jy moet dit in ag neem, né? So onthou om afstandsspoed en tyd is as tyd wat uitwerk, so dan sê tyd is gelyk aan hierdie groot hoeveelheid wat die afstand was 266 en nog 3 6e en 'n 6 en 'n 6 en 'n 7 en ons gaan dit deel met die 28.500 wat die spoed was. En as dit in ons calculators insit, hopelik doen ek dit nou reg, is 9356, kom ons rond maar net af tot 2 plekke na die komma. So dis hoeveel ure dit sal neem. Okay? Maar hulle vra hoeveel dae. So ek moet hierdie bedragie vat. So ons moet van ure na dae toe gaan. Nou kry ek van ure na dae. Ek 'n bietjie uitvee daar. So hierdie is my ure. Hoeveel dae gaan dit wees? So hoe gaan jy byvoorbeeld 48, hoe gaan ek 48 uur na dae toe vat? Jy gaan dit mos net deel met die aantal ure in 'n dag. So dit gee vir jou 2. So ons gaan dieselfde hier doen. Ons gaan hierdie ure net deel deur 24 en dit gaan vir ons die aantal dae gee wat 389,86 is. So dis hoeveel dae dit is. Maar nou dink 'n bietjie, hulle vra hoeveel dae. So ek hou nie van die kommas nie. Ek gaan kyk, dit kan nie 389 wees nie. Want dan gaan nog 'n entjie kort wees. So ek gaan sê dit gaan 390 dae neem vir hierdie ruimtetuig om Mars te bereik. So Elon Musk gaan 'n paar dae vat vir sy SpaceX om by Mars uit te kom. Maar dit behoort in die omgewing van 390 dae te neem.